Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied voordat ons saam lees uit die woord van die Here. Dis die woord van ons Vader wat in ons harte lê. Ons sal heers oor die skepping, dis wat God wil hê. Met Daniël se geloof sal ons uithou en vertrou. Die Gees van God lei ons hier binne my en jou. Met oorleg en insig sal ons besluite neem. Oor die toekoms van ons land sal ons bid dat God ons seën. Met die wysheid van Salomo sal ons innoveer en lewens beïnvloed soos Paulus ons leer. Ons eer die naam, saam met die manne wat glo deur lofgesang. Saam met die manne wat glo, ons sal getuig. Saam met die manne wat glo en ons sal juig. En jubel want ons koning leef, ons eer die naam. Saam met die manne wat glo deur lofgesang. Saam met die manne wat glo, ons sal getuig. Saam met die manne wat glo en ons sal juig. En jubel want ons koning leef. Wanneer struikelblokke voor ons lewens lê, dink ons aan Job, sy geduld wat ons moet hê. Sonder twyfel en berou, sal ons vashou en vertrou. En so ons geloof op hierdie rots bou. Deur gehoorsaamheid van manne is daar hoop vir hierdie land. Al lyk die toekoms donker, sal ons ligte helder brand. God se seën en beloftes oor manne wat glo, kom steeds tot vervulling deur genade van bo. Ons eer die naam, saam met die manne wat glo deur lofgesang. Saam met die manne wat glo, ons sal getuig. Saam met die manne wat glo en ons sal juig. En jubel want ons koning leef, ons eer die naam. Saam met die manne wat glo deur lofgesang. Saam met die manne wat glo, ons sal getuig. Saam met die manne wat glo en ons sal juig. En jubel want ons koning leef, ons eer die naam. Saam met die manne wat glo deur
Ons skriflesing kom vanaand uit die woord van die Here, uit Psalm 139. Ons gaan saam lees vers 1 tot 5. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Liewe broeder en suster, Dawid is die skrywer van hierdie baie bekende Psalm, Psalm 139. Hy begin hierdie Psalm met hierdie pragtige verse dat God ons deur en deur ken. Die Here deurgrond ons. Hy ken ons gedagtes. Hy verstaan van ver alles wat met ons in ons lewe gebeur. Daar is nog nie eers 'n woord op ons lippe nie, of die Here ken dit geheel en al. Die Here is 'n God wat ons as mense gemaak het. Maar hy is ook 'n God wat ons gedagtes, ons lewe en ons doen en late deur en deur ken. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Ons word ingesluit van voor en van agter, en die Here ken ons geheel en al. Vir Dawid was dit 'n wonderlike konsep om te kan weet dat die Here sy hart en sy lewe deurgrond en deurvors. Ja, die Here ken sy vrees. Die Here ken sy pyn, sy bekommernisse, sy hartseer. Die Here verstaan sy gedagtes en alles wat hy beplan vir die toekoms. Hierdie gedagte was vir Dawid wonderbaarlik. En daarom loof hy die Here, omdat hy so wonderlik is, dat hy hom nie net gemaak het nie, dat hy hom nie sommer net gelos het hier op aarde nie, maar dat hy elke dag met hom as mens bemoeienis maak. Hy is 'n God wat graag vir sy kinders wil lei en leer. Hy wil in ons grootste behoeftes voorsien. Hy is daar vir jou. Daarom sê Dawid in vers 6, om dit te begryp is te wonderbaarlik vir my. Dit is te hoog, ek kan daar nie by kom nie. Die Here is daar vir ons, nie net in ons lewe nie, maar hy deurvors ons gedagtes en hy ken ons doen en late en alles wat in ons lewens in die gebeur is. Ja, God ken ook ons sonde en ons tekortkominge. En daarvoor het hy ook 'n plan vir ons gemaak, naamlik sy seun Jesus Christus. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om te kom deel met ons sonde, en om die hoogste prys te betaal, sodat ek en jy, wat in hom glo, vrygespreek kan wees. Die Here stuur ook sy Heilige Gees uit, om in ons harte te werk, en die geloof daar te bevestig en te laat groei. Die Heilige Gees help ons ook om vrug te dra en om gehoorsaam aan God alleen te wees. God is 'n God wat my en jou lewe ken en net die beste vir ons in ons lewe wil hê. Ons lewens is in sy hande. En in Jesaja 43 kom die Here en sê, julle is kosbaar in my oë. Wees vir niks bang nie, ek is by julle. Ek is met julle. Hy wil graag die beste in ons lewe na vore bring. Ek en jy kan vanaand ook getroos wees in hierdie wonderlike feit, dat ons nie alleen in hierdie wêreld hoef te wees nie. Maar God ken my, en hy is by my, en hy werk in my. God wil hê dat ons in 'n lewende verhouding met hom moet staan,
en dat ons na hom toe moet kom, wat ons insluit van agter en van voor. Hy wil sy hand op my en jou lê. In hierdie aanduur moet ek en jy in stille toewyding ons lewe aan God gaan toevertrou en aan hom dankie sê vir wie hy is en wat hy in ons lewe kom doen. Kom ons dank die Here dat hy ons ken, dat hy ons verstaan, dat hy nie 'n God is wat koud en afsydig teenoor ons is nie, maar dat ons kosbaar in sy oë is en dat hy op 'n wonderbaarlike manier ons deurgrond en ons harte en lewens ken. Mag die Here vanaand vir jou vertroos en bemoedig deur sy woord en Heilige Gees. En kom ek en jy gaan lewe elke dag vanuit hierdie wonderlike gedagte, dat God my lewe begryp en dat hy my deurgrond en my ken en dat hy my verstaan. En daarom kan ek as sy kind getroos lewe in hierdie deurmekaar wêreld. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand so wonderlik vanuit u woord toegerus kon word en dat ons hierdie kosbare verse saam vanaand kon lees. Baie dankie Here dat u in die grootheid lief is vir ons klein mensies, dat u ons deur en deur ken en dat u ons insluit van voor en van agter. Dankie Here dat u hande op ons lewens is. Hierdie nuwe week lê voor ons, wil u ons ryklik seën Here, beskerm, behoed en bewaar ons, vul ons harte met u vrede en baie dankie Here dat ons kosbaar in u oë is en dat u ons oneindig liefhet. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van u van nou af tot in ewigheid. Amen.